en welkom hier by Milie FM, kos vir jou ore. Ek is Kat en vandag is ons so bevoorreg om weer vir Damien van Papi Boutique hier by ons te hê. Damien, hoe gaan dit vandag met jou? Goed met jou, Kat. Goed, dankie. Dis vir my altyd so lekker as jy kom kuier, want ek raak altyd net soveel wyser en slimmer wat my troeteldiere aanbetref, as jy eers jou inligting met ons kom deel hierso. Ag, dankie. Nou, Damien, sê my bietjie, jy het gesê vandag het ons 'n interessante onderwerp wat eintlik na in die hartsnare is van baie mense. Ja, ek dink ons moet 'n bietjie vandag praat oor die oue honde. Die ouer honde. Ons het al gepraat van die cats en die puppies en die res en ons het maar eintlik die oue honde bietjie afgeskeep. Nee, en die ouer honde is reeds wat naby aan ons hartsnare lê. Net so. So, wat ons moet eintlik besef net is 'n oue hond, ja, hy's gewoond aan grooming. Hy's al heel lewe gegroom, maar ek nou ouer. Nou begin hy aches en pains kry. En styf raak. Ja, jy verstaan jy. En party van hulle begin grumpy old men raak, jy verstaan jy? Ja, nee, hy is nie meer lus vir hierdie storie. Ja, so dit is hoekom as jy nou 'n boeking maak vir 'n oue hond, jy moet net vir ons 'n bietjie meer inligting gee. Ja, dat jy bewus is van die feit dat dit 'n ouer hond is. Verstaan jy? As hy heupprobleme het, ons kan hom net self laat in en uitspring. Ons moet hom fisies optel. Want anders dan gaan jy weer trip veearts toe moet doen, want hy gaan in pyn wees want hy het gespring. Gekry, ja. Want hy shock wanneer hy geland het. Ja. En selfs ook natuurlik die uitspring is net so, hulle precies. kan nie noodwendig uitspring nie. Ja. En as jy daai inligting vir ons gee, en nou moet ook honde kry sulke moesies op hulle velle as hulle ouer word. Ek het dit al gesien. Ja. Nou, dis eintlik nie 'n bad ding as jy hulle sny, nê? Maar dit lyk nie goed nie. Ja, en dan steek die moesies uit by die kort hare. By die kort haar of as dit 'n lang haar is, nê, kan jy nie moesies sien nie. Dan sny jy hom raak. En as jy in daar is met 'n klipper, En ja. shame. So dis sulke goedjies wat moet ons laat weet van, verstaan jy? En ook wat ek sal aanbeveel ook met die ouer honde is dat Riverhound het 'n nice thick and flea shampoo, maar dit bevat tea tree oil. Ooh, dis interessant. So dis baie goed vir hulle vel. En veral met 'n oue hond. Obviously ouer ons ook as ouers raak, kondisie raak agteruit. Alles kort bietjie ekstra voeding. Yes. Dan kan ons bietjie dit ook bysit. Ja. Ja. En ook soos jy nou gesê het, die hond raak 'n grumpy old man. Dit kan seker gebeur dat soos jy nou sê as die hond nou ouer raak en hulle het aches en pains en hulle het 'n seer lyf of 'n styf lyf, hulle wil eintlik net maar net daar lê en uitgelos word. Hulle wil nie gegroom word nie, maar ek neem aan om 'n ouer hond aan te hou groom is maar net so belangrik soos enige ander ouderdom hond, as jy dit so kan stel. Dis eintlik meer belangrik. Hoekom? Want oue honde begin velkondisies optel. Jy moet dit vroeg sien. En jy kan dit nie sien as die hare te lank is nie. Ja, te lank is nie. Ook 'n groomer kan vir jou sê as jy begin 'n heupprobleme kry, want jy sien hom net daar rondloop. As ons hom begin nou borsel en 'n bietjie staan jy daar onder die bene inkom en die been optel om dalk bietjie die maagie te borsel. En jy voel hy trek so bietjie terug, dan moet ons weet, okay, jou hond is nou besig met 'n dingetjie hierso. Dis iets wat nie lekker is in die heup nie. Ja. En dan moet ons dit doen. Ook oue honde se naels. Dit raak lank, nê? Dit raak lank, maar die lewer groei baie verder uit. So jy kan hom nie so kort knip nie. So jy kan hom so kort knippie. So jy moet daai hond se naels ten minste 1 keer 'n maand laat knip. Ja, want ek het nou 'n vraag, as die lewe nou reeds ver uitgegroei het, ek wil amper sê krimp die lewe weer terug as jy die naal dan nou gereed knip nie of so, nie? Nie so goed soos 'n jonger hondie. So dit raak dan 'n probleem. Bietjie stadiger. So dit raak 'n probleem. So jy kan nie daai hond net los en sê okay, toe hy pappie was ons elke 6 maande gedoen. Nou is hy al 15 jaar oud, jy staan jy? Moet mense dit meer gereeld doen. Ons gaan hom ook maar net so los. Ek het gou 'n interessante vraag vir jou. Doen julle katte ook? Yes. Want ek het al agtergekom, ek het 'n verskriklike ou kat. Sy's al 22 jaar oud en haar naels raak so verskriklik lank. Ons vat daai kort dan gaan ons net pop ons daar by die veearts in laat hulle net haar naels opknop en presies daai wat jy nou sê is die lewe begin in die naal ingroei, so hulle kan die naels nie meer so kort knip soos altyd nie. Yes. Nee, ons doen nie katte ook. Ek het net een groomer op die stadium wat katte doen, maar ons kan bad, borsel, skeer, die lot. Die hele lot. Yes. Dis so goed om te weet. Nou toe, aan die luisteraars daar buite, dan het julle dit nou, moet asseblief nie jou ouer hond afskeep, net omdat jy sien jou hond wil daar lê en ontspan nie. Daai liewe hond van jou, maak nie saak hoe oud hy of sy is nie, het nog steeds 'n bietjie pampering nodig en dan is Papi Boutique die plek om te bel, nê? Yes. Damien sê vir my, het julle enige specials aan die gang op die oomblik? Ons het 'n lekker special vir hierdie maand. As jy vir ons 2 verwysings gee wat die werk gedoen word op, dan kry jy 50% van jou volgende rekening af. Wel, dis 'n lekker special, nê? Ja. Want dis altyd lekker om 'n discount op jou eie Yes, rekening te definitief. kry. Damien, waar kan die mense jou kontak as hulle 'n afspraak wil maak vir hulle woefkinders?
Hulle moet net 'n likeie te gee of 'n WhatsApp te stuur na 072-887-5191. En dan is jy sê oproep of 'n WhatsApp en dan kan hulle 'n afspraak maak vir die woefkind of die katkind. Of die katkind. Awesome. Damian, vreeslik baie dankie dat jy ingekom het. Ek waardeer dit. Geen probleem. En julle moet 'n lekker dag verder hê, luisteraars. Geniet die musiek.